Goeiedag, baie welkom by lesing 17 deel 2, ons is nog by die roepstem, prys die Here, en dis baie belangrik, geliefdes, dat ons moet weet wat ons bediening is en waant ons op pad is. Sommige van ons weet dat ons net hierdie doen terwille van ons kennis of ons wil meer kennis hê, en baie van ons wil geroepe wees of geroep word tot die bediening of in die bediening, maar ek wil vandag 'n bietjie praat oor hulle wat hulle self aanstel in die bediening, die selfbenoeming. Dis 'n verkeerde manier, en ek wil juist net 'n bietjie oor dit gesels, sodat ons kan seker maak, want dit is deel van die teologiese opleiding, om seker te kan maak, dat ons die regte ding doen om God te verheerlik. Nou, ons seën, en ons vra die Here om ons woord te seën, en vir jou te seën aan die ander kant, en mag jy ook regtig iets leer uit dit uit, in die wysheid van die Here. Johannes 15 vers 16, is op die skerm, jy kan saam met my lees. Julle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te gaan dra en dat julle vrug kan bly, sodat wat julle die Vader ook al in my naam vra, hy dit vir julle sal gee. En daar is 'n aantal maniere waarin ons in die bediening geroep kan word deur die Here. En een verkeerde manier waarin mense in sekere bediening kom, is deur selfbenoeming. Met ander woorde, hulle het hulle self gekies of hulle self aangestel. Hulle is nie geroep deur die Here nie. Om 'n Bybelskool of deur 'n Bybelskool te gaan of 'n Bybelskool by te woon, is nooit die plaasvervanger of moet nooit die plaasvervanger wees vir wat God se roeping is nie. Tog moet ek en jy nog steeds hierdie brandende begeerte in ons hart hê om die Here te dien en om opreg te dien. Die Here het ons lank geken, nog terwyl ons in die skoot van ons moeder was, voor die grondlegging van hierdie aarde, het God ons al reeds geken en het God al reeds 'n plan met ons gehad. Ons kies nie om God se werk te doen nie, op 'n wêreldse manier, of soos wat ons 'n wêreldse werk doen nie. Nee, ons moet deur God geroep word. Ons moet 'n dryfkrag binne in ons hê. En dit is nie altyd moontlik nie, ek weet dit is so, maar weet jy wat, wanneer jy 'n passie ontwikkel, 'n mens kan dit sien, blus daai passie nooit uit nie, en ons moet altyd bid dat ons hierdie passie het om dit te kan doen. Maar ons moet versigtig wees om nie verantwoordelikhede op onsself te neem waarvoor ons nie geroep is nie. Dit is nogal 'n baie gevaarlike ding. Nou goed, kom ons kom by die tema vandag, deel van die roepstem. Wat beteken selfbenoeming? Selfbenoeming gebeur wanneer iemand hom maar self as 'n pastoor of 'n profeet, apostel of 'n ander geestelike leier verklaar, 'n bedieningsposisie inneem, sonder om hierdie volgende dinge te doen, en julle moet hierdie vir my net neerskryf, is 'n proses van toetsing van sy haar roeping, 'n geestelike volwassenheid, die ondersteuning of erkenning van 'n gemeente en 'n leierskap, en daai is nogal baie belangrik. Hoe kyk ons daarna? Waarom word selfbenoeming in baie kerke as problematies beskou? Nommer 1 is, ek wil hierdie vir jou noem, en dis nogal taamlik belangrik, 'n gebrek aan geestelike toesig. Sonder verantwoordelikheid kan niemand maklik afwykend raak, leerstelling misbruik of selfs mense manipuleer. Dis wat baie bedienaars of mense in hierdie gesagsposisies doen. Die tweede ene waaroor ek wil gesels met jou is geen bewys of roeping van karakter nie. In die Bybel word leiers nie net op opgawe nie, maar veral op 'n karakter beoordeel. En Paulus skryf dit vir ons in 1 Timoteus. Hy skryf hierdie brief aan Timoteus, en hy skryf dit in Titus 1 dieselfde. Ons moet ons karakter beoordeel. Ons moet kyk. Ons word nie net leiers nie. Ons het miskien baie goeie gawes, maar weet jy wat? Ons moet daardie gawes ontwikkel, en dit is wat God wil hê ons moet doen. Ons moet seker maak dat ons karakter deur daardie gawes ontwikkel. Nommer 3, die verdeeldheid in die liggaam. Selfbenoeming skep dikwels skering en verwarring onder gelowiges. En ek sien dit baie kere ook in kerke waar daar miskien tot in groot kerke in 'n mate kan mense baie kere sien, ook daar waar daar meer leierskap is of hoër leierskap is of meer as 1 of 2 of 3 predikers is in 'n gedeeltheid. En dan kom daardie verdeeldheid in liggame, en 'n mens moet hierdie goed reg doen. En dit is juist dit wat Paulus vir ons skryf deur die gawe, deur hierdie karakter en leiereienskappe van ons, is om hierdie deel te kan maak, om te sê dat ons is almal deel van die liggaam van Christus, en daarom moet ons nie 'n verdeeldheid bring nie. Ons moet nie 'n verdeeldheid onder mekaar bring nie.
potensiaal vir misbruik. Dis wat dit is. Gesag sonder roeping of verwerking kan lei tot hierdie volgende geestelike manipulasie. Okay. 'n Finansiële uitbuiting. En ons sien dit baie. Mense, daar is in tye en daar was in tye baie valse profete. Daar is tot in vandag nog steeds hierdie valse profete. Daar is mense wat mense gebruik deur finansiële uitbuiting. Ons sien dit. En ek weet vandag word dit nogal bekend gestaan of dit staan bekend as hierdie prosperity preaching. En ons sien dit daar waar hulle baie kere hierdie prosperity gee en hoe meer jy gee en hoe meer sê hulle hierdie dinge in 'n mens se lewe en hoe meer wil hulle dit hoor en hoe meer glo hulle aan dit en so verryk hierdie predikers en hierdie kerkorganisasies of hierdie geestelike organisasies hulle self. Ongebalanseerde leierskap. Leierskap is ongelooflik baie belangrik. Valse profete, onderwys of leiers bring net 'n oordeel oor hulle self nie, maar hulle bring ook 'n oordeel oor hulle hele familie. En tog soos ek nou gesê het, sien ons nog steeds in vandag se tyd hoe baie valse profete in ons daar is. Hulle is vals omdat hulle geen geestelike boodskap van die Here het nie en hulle mislei die onkundiges. En weet jy, kan ek nog sê selfs ook in vandag se tyd en sluit my nie uit nie. Ek dink ons is nie een volleerd nie. Ons het die wysheid van die Here nodig. Ons het die insig en die kennis van God nodig. En baie van hulle het nog nie eers hierdie behoorlike wysheid en insig en kennis om 'n bediening te bestuur of te doen nie. Weereens, dit kom terug in daardie kategorie van uitbuiting en selfbenoeming en selfverheerliking en dit bring net skade tot die koninkryk van God. En dit is baie gevaarlik. Ons moet versigtig wees en dit is belangrik om die mense hierdie goed te leer. 'n Mens moet altyd met 'n beoordele gesags ingaan om te gaan sien hoe word die kerk bestuur, hoe is die organisasie waarin ons glo, waarin ons vashou, wat ons hoor, wat ons inneem, wat ons geleer word en hoe sekere dinge doen. Oor die jare het ons gesien, 'n paar jaar terug, 20, 30 jaar terug, het die kerk heeltemal anderste gelyk, het hulle anderste geglo. Binne in die kerk was daar streng wet en orde, dit was gebou op die woord, maar tog op sekere riglyne van kerk en selfdenominasies. En tog in vandag is dit die teenoorgestelde. Hierdie hele ding het oopgebreek soos 'n damwal en die water wat uitloop. En ons sien hoe die goed verkeerd doen. Dit wat verkeerd is nou reg en dit wat reg is verkeerd. Maar kom ons kyk, wat sê die Bybel oor aanstelling in die bediening? Goed, eerstens het ons nou gelees in Johannes 15 vers 16. Julle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle uitverkies. God roep jou. En ons kyk, na wie het God geroep? Ek onthou soos Moses en Samuel en ons kyk na Paulus, ons kyk na baie van hierdie groot bedienaars of groot profetiese kragtige konings, Dawid, daar was baie, daar was ongelooflike profete, Jesaja, Esegiel, Jeremia, en so oor die jare ook, kan ons dit sien. Geestelike leiers, gelukkig het ek ook self met hulle groot geword en ek het dit ook self beleef en ek het dit gesien. Maar kom ons kyk 'n bietjie, wat sê hierdie gedeelte dan vir ons nou? Wat sê die Bybel dan nou verder vir ons oor dit? Die gemeente bevestig. In Handelinge 13 word Paulus en Barnabas deur die gemeente uitgesonder en bevestig. Titus en Timoteus moes onderlinge aanstel, of ouderlinge, en onderlinge, ja, maar ouderlinge en die Hakens en profeteste en of ook in daai tyd mense wat saam met hulle gewerk het, ons sien dit. Nie mense wat hulle self aangestel het nie. Hulle is deur 'n organisasie of hulle is deur die kerk se vaders, die kerkleiers aangestel. Hoe word leierskap getoets? Baie belangrik. Kom ons kyk wat sê 1 Timoteus. Hulle moet eers 1 Timoteus 3, hulle moet eers getoets word. Ons moet sien. Ons moet eers kyk of ons na hierdie voldoende kriteria van God en hierdie vereistes doen. En God sê dit vir ons. Hy sê vir ons in 1 Timoteus, hy sê dit vir ons, die amptdraers, hoe belangrik dit is. Hy sê vir ons hierso, kan ek dit gou vir jou, kan ek dit gou lees hierso, in 1 Timoteus 3, ekskuus, ek gaan net gou so vinnig hierdie kant toe blaai. Hy sê, dit is 'n betroubare woord, as iemand na 'n opsienersampt verlang, begeer hy die voortreffelike werk, hoor daar, 'n opsiener, hoe moet hy wees?
moet dan onberispelik wees, die man van een vrou, nigter ingetoe, fatsoenlik, gasvry, bekwaam om te onderrig. Hy moet geen drinker wees, geen vegter, geen vuilgeminsoeker nie, maar vriendelik, geen strydlustigheid, geen geldgierige nie. En dit sien ons vandag onder die geestelike kerke en die geestelike leiers. Wat sê Paulus? Leierskap moet getoets word. Nou toets dit met jou leierskap. Toets dit met hulle. Kyk hoe hulle is. Luister wat hulle sê. Gawes en vrug word sigbaar. Geliefdes, dis baie belangrik. Matteus 7 kom Jesus en dan sê hy daar in die 16de vers, aan julle vrugte sal julle geken word. Kan ek gou vir ons 'n gedeelte lees? Daar uit Jesegiel uit, baie belangrike gedeelte in die woord van die Here. 'n Pragtige gedeelte is een van die kragtigste gedeeltes wat vir my bestaan, die boek van Jesegiel in hierdie profetiese manier. Jesegiel 34, en jy kan sommer saam met my gou op die skerm lees, daarvan in vers 1 tot 4, hoor wat sê, en die woord van die Here het tot my gekom en gesê, mensekind, profeteer teen die herders van Israel. Teen wie? Teen die herders van Israel. Profeteer en sê vir hulle, so spreek die Here, weet die herders van Israel wat hulle self weiding verskaf. Hoor daar, wat hulle self weiding verskaf, moet die herders nie die skape laat wei nie. Mense, ek verstaan nie die kerke in vandag se tyd nie. Ons lees nie hierdie goed reg nie. 'n bediening om 'n bediening te begin en net te sê, maar goed, ek het nou by die Here gehoor. Of ek 'n bediening begin het in berading, of ek 'n bediening begin het in sekere aspekte van dit wat die gelowiges ons sê, jy moet seker maak, en ek sal dit pertinent sê, dat ek deur God geroep is. Evangelis, baie belangrik. Onthou, dit loop hand in hand met die vyfvoudige bediening van God. As jy iemand evangeliseer het, moet jy seker maak dat daar omgesien word na die skaap van God. Ons kan nie net uitgaan nie. Ons moet ook leiding gee, ons moet wyding gee. Ek hou nie baie kere van evangeliste wat net kom op 'n plek, ek noem dit, en verskoon ek as ek dit so sê, hulle kom ook en dan hit en ran hulle het een boodskap. Hulle het een bekeringsboodskap, wat goed is. Maar daar is nie voeding vir die skape van dit nie. En hier kom die Here en hy sê vir Jesegiel, gaan praat 'n bietjie met daardie evangeliste, daardie herders van Israel. Sê vir hulle wat sê, so spreek die Here. Moet die herders nie die skape laat wei nie. 3. Julle eet die vet en beklee julle met die wol. Julle slag die vetes, maar die skape laat julle nie wei nie. Julle versterk die swakkes nie en maak die siekes nie gesond nie. En die wat gewond is, verbind julle nie. En wat weggedryf is, bring julle nie terug nie. En wat verlore is, soek julle nie. Maar met strengheid heers julle oor hulle en met gehardheid. Goed, kom ons kyk gou. Hulle mislei die skape. Nie omdat hulle nie die waarheid ken nie, maar omdat hulle opstandig is. Hulle het 'n groot begeerte vir mag en gesag. Mense, weet jy, kan ek vandag vir jou sê, moenie daardie inneem nie. Die Here het jou aangestel, het jou die mag gegee en het jou die gesag gegee, maar moet dit nie misbruik nie. Die Here kan dit vinnig van jou af wegvat. Ek het al baie kere gespreek teen kinders van die Here, pastore wat vir my wat goed verkeerd doen. Tot die Here my enige pak slag gegee het, hy gesê, maar ek het jou nie aangestel nie. Waar het ek jou aangestel om iets te sê? En ek moes bely voor die Here, weet jy, alhoewel dit baie keer vir my kwaad maak. Maar tog, ek sal nie verbygaan dit wat verkeerd is nie. Ek sal optree, ek sal met die regte mense praat. En 'n mens moet nie hierdie hoë posisies of 'n hoë posisies beklee en jy moet nog steeds mense en die skape van die Here en ander herders met respek hanteer. Nou, kom ons kyk gou 'n bietjie. Is selfbenoeming altyd verkeerd? Daar is mense wat na die bediening beweeg omdat hulle die roeping ervaar. Maar dit moet getoets word. Eerstens, ek sê nie die Here het jou nie geroep nie. Ek sê nie die Here het jou geroep nie vir 'n bediening nie, maar dit moet getoets word onder geestelike mentors. Dit moet ontwikkel word deur 'n geloofsgemeenskap en dit moet bevestig word. Dit moet bevestig word. Selfbenoeming word problematies wanneer iemand sonder enige prosesse net sê dat, weet jy wat, God het my aangestel. En ek hoef van niemand rekenskap te gee nie. En hoe hulle optree, en hoe hulle dinge doen, en hoe hulle
bediening hanteer en hoe hulle van die geloofsgemeenskap of hulle self verwyder, is klaar vir my rooi ligte. En ek wil vandag vir jou sê, ons kan verseker weet dat ons in die bediening geroep het, of God ons in die bediening geroep het om sekere werke te verrig. Wat is hierdie werke? Hoe toets ons dit? Vrede in ons hart daaroor te hê. Ons moet regtig vrede in ons hart hê. Ons moet 'n diep sekerheid in ons hart hê daaroor. Ons moet 100% seker wees. As jy nog nie sekerheid het nie, moet dit nie aanpak nie, want dit gaan soos 'n verkeerde wiel wees wat rol. Dit gaan net nie vir jou lekker wees nie. Die getuienis van die Heilige Gees te hê. Die Heilige Gees getuig vir jou. Hy getuig saam met jou en hy getuig in jou. Weet dit vandag. Geluk in ons harte te ondervind. Ons moet gelukkig wees. Al is dit soms hoe moeilik om liefde en verlange te hê om die Here te dien en om uit te reik na die verlore siele toe. Geliefdes, volgende keer praat ons saam oor 'n paar kenmerke van goddelike leierskap. En ek wil hê ons moet dit nie mis nie. So skryf Jesegiel 34 vir my neer. Dis jou opdrag. Skryf vir my neer hoe jy afgesonder het en by die Here gehoor het. Wat is jou roeping? En as jy nie 'n roeping het nie, of jy het nie 'n begeerte nie, sê net ek doen hierdie Bybelskool of Bybelskool tot my kennis. En dan miskien roep die Here jou op 'n latere stadium. Ek glo tog elkeen het 'n geroepe bediening, elkeen is geroep om die Here se skape te laat wy, maar ons moet seker maak dat dit nie deur selfbenoeming is nie. Mag die vrede en die liefde van die Here jou vervul. Tot 'n volgende keer. Totsiens.